Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed daar by julle. Ja, waar jy sit en luister na hierdie boodskap. Ek hoop dat die Here goed is vir jou en dat hy saam met jou sal wees in hierdie tydjie. Ons gaan lees uit 1 Korintiërs 3 vanaf vers 5 tot 9 en ons preektema is God gee groei. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vandag by mekaar te wees. Dankie vir u genade, u liefde, u geduld met ons. Dankie dat ons die voorreg het om na preke te kan luister, dat die meeste van ons meer as een Bybel het wat ons uit kan lees, verskillende vertalings en dat u met ons bemoei as sondaars. Here, daar's van ons wat hierna luister, wat nie lekker voel vanoggend nie, wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat uitdagings het. Maar Here, help ons om deur hierdie moeilike tye te kan groei. Dankie ook vir hulle wat hierdie week kon verjaar en dat hy nog 'n jaar by hulle lewens gevoeg het. En Here, wil u ook nou saam met ons wees waaruit ons nou uit die woord gaan lees. In die naam van Jesus alleen. Amen. 1 Korintiërs 3 vanaf vers 5. Wat is Apollos nou eintlik en wat is Paulus? Hulle is dienaars deur wie hulle tot geloof gekom het, soos die Here het vir elkeen van hulle gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar God het laat groei. Daarom is nog hy wat plant, nog hy wat nat gooi iets, maar slegs God wat laat groei. Dit is een wat plant en is een wat nat gooi. En elkeen sal sy loon volgens sy eie arbeid ontvang. Ons is medewerkers van God. Julle is God se saailand. God se bouwerk. Ek het geplant. Apollos het nat gemaak. Maar God het ek laat groei. Mag God het laat groei, ekskuus. Baie van julle wat hier luister vanoggend het 'n groentetuin. Of al 'n groentetuin gehad. En ek dink dit was ergens op laerskool of iets. Toe die meeste van ons so 'n boontjie in watte geplant en gesien hoe kom daardie boontjie op. So daar's iets besonders om 'n klein saadjie in die grond te sit en dan te sien wat gebeur. En vandag gebeur daar niks nie. Ek lees nou die dag 'n storie vir my kleinkinders en ook oor 'n saadjie en dat die ou sê hy wil naderhand gaan binne in die grond ingaan en gaan kyk of daai saadjie iets doen, want niks kom bo uit nie. En dan ewe skielik, wow, wonderwerk, groen blare. Maar 'n groentetuin gebeur nie van self nie. Grond moet losgemaak word, saad moet gesaai word, dit moet nat gemaak word, onkruid moet uitgetrek word en geduldig gewag word. En tog weet het hy nie een ding, en dit is, ek kan nie saad laat groei nie. Ek kan alles reg doen, maar groei bly wonderwerk van God. En baie keer kry ek saad wat nie wil groei nie. Maar die feit dat saad groei is 'n wonderwerk. En dit is presies die beeld wat Paulus hier vir die gemeente in Korinthe gebruik. En Paulus praat nie van tomaties of boontjies nie.
Hy praat van mense, hy praat van geloof, hy praat van die kerk. En sy boodskap is eenvoudig, ons plant, ons gee water, God gee groei. Ja, ons plant. God gebruik gewone mense om saad te plant. Nou die gemeente in Korinthe het begin stry. Sommige het gesê, man, ek behoort aan Paulus. Ander het gesê, ek behoort aan Apollos. Ander het gesê, man, ek behoort aan Petrus. En hulle het begin dink, sekere predikers is belangriker as ander. Kom baie keer in die kerk ook so. Dat baie mense gaan nie kerk toe nie, omdat 'n sekere persoon preek. Maar Paulus antwoord met groot nederigheid en sê, wie is Paulus? Wie is Apollos? Met ander woorde, ons is eintlik maar net dienaars. Ons is nie die belangrikste nie. Die dominee is nie die belangrikste nie. Paulus sê God is. Hy sê, ja, ek het geplant. Hy het eenvoudig in Korinthe net vir die mense van Jesus begin vertel. Hy het vir hulle vertel van die kruis, van die opstanding, van God se genade. Jy sien, Paulus het die saad van die evangelie geplant. En as jy terugdink, dis ook maar so hoe jou geloof begin het, nee. Iemand het eendag vir jou van Jesus vertel. Was ook papa, mama, jou ma wat langs jou een hand langs die bed gesit het, jou pa wat jou kerk toe gevat het, miskien 'n ouma, sondagskoolonderwyser, 'n jeugleier, predikant, 'n vriend. Jy sien, iemand het die saad gesaai. En jy moet besef, dit was 'n groot voorreg. Ja, ons dink baie keer God doen net groot dinge. Maar baie keer begin God se werk met 'n klein, eenvoudige dingetjie. En dis 'n saadjie. 'n Saadjie soos 'n Bybelverhaal, 'n gebed, 'n woord van bemoediging, 'n uitnodiging om saam kerk toe te kom. Jy weet nooit wat God met die eenvoudige gesprek gaan doen nie. Maar as daar die saad geplant is, dan help dit nie, jy laat dit net opkom en dan los jy dit nie. Saad moet versorg word. Paulus sê, Apollos het nat gemaak. Jy sien, as jy 'n tuin plant en jy maak dit nie nat nie, dan gaan dit doodgaan. Niks gaan groei nie. Saad het versorging nodig. En so werk geloof. Dis nie genoeg om net een keer van Jesus te hoor en dan te sê, ek kom nou tot bekering, ek hoef nie te groei nie. Nee, geloof werk nie so nie. Geloof moet gevoed word. Jy moet eintlik daagliks tot bekering kom. En dis hoekom die Here vir ons 'n gemeente gegee het. Die kerk gegee het. 'n erediens, Bybelstudie, kategese, huisbesoek, gesprekke tussen gelowiges. Dis maniere hoe God ons geloof nat maak. Dink bietjie aan 'n klein kindjie. Hulle het 12 jaar nodig op skool om van die lewe te leer. Jy kan nie om alles in een dag nie te leer nie. Elke dag leer jy iets niets. En so moet geloof ook groei, stadig, geduldig, stap vir stap. En dit is hoekom ouers so groot verantwoordelikheid het. Ouers doen baie meer as om net vir hulle kinders kos en klere te gee. Jy moet help om hulle geloof te vorm. Wanneer 'n pa saam met sy kinders bid, wanneer 'n ma die Bybel lees, wanneer gesin saam kerk toe kom. Dis wanneer geloof nat gemaak word. Maar dis nie die ouers se werk nie. Dis die hele gemeente se roeping. En daarom moet ons mekaar help groei. Soms deur raad, soms deur bemoediging, soms deur saam te bid, soms berispe, soms deur eenvoudig net daar te wees vir mekaar.
Jy sien, die kerk is nie 'n plek vir perfekte mense nie. Dis 'n plek waar gelowiges mekaar help groei. Praat van groei, God alleen gee groei. Paulus kom by die belangrikste deel, hy sê, God het laat groei. En dit is die hart van die evangelie. Ons kan nie geloof maak nie, ons kan nie iemand red nie, ons kan nie harte verander nie. Net God kan. Maar die goeie nuus is dat die kerk nie afhanklik is van mense nie. As dit van predikante afhang het, was die kerk al lankal verby. As dit van die kerkraad afhang het, was daar nie hoop nie. Die kerk behoort aan Christus. Christus laat sy kerk groei. Christus verander harte. Christus bring mense tot geloof. En daarom, dis hoekom ons nooit moedeloos hoef te raak nie. Miskien bid jy al jare vir iemand, vir 'n kind, 'n kleinkind, 'n eggenoot, 'n vriend. En dan wonder jy, maar hoekom is daar nog nie verandering nie? Paulus herinner ons, plant getrou, maak getrou nat. Vertrou God vir die groei. Soos 'n saadjie. Verlang sien jy niks nie. En dan op God se tyd kom daai saadjie uit en daar's lewe. Ja, soos ek net nou gesê het, groei gebeur nie oornag nie. Ons leef in 'n wêreld van kits. Kits op, kits kos, kits alles. Maar God werk anders. Kyk maar na 'n eikeboom. Die hele eikeboom binne 'n maand sien groot word. Jare gaan verby, storms kom, droogtes kom, maar hy groei stadig. En so groei 'n Christen ook. Ja, daar is tye van vreugde, maar ook tye van swaar kry. Moeilike tye word deur God gebruik om ons geloof sterker te maak. Ons sal dikwels sê God moet ons omstandighede verander. Maar baie keer verander hy eers ons voordat hy ons omstandighede verander. En dit is ware groei. As jy vanmiddag by die huis sit, kyk weer bietjie na jouself. En onthou hierdie beeld. Elke plant herinner ons aan God se koninkryk. Daar's iemand wat plant, iemand wat water gee, maar is God wat lewe gee. Miskien is jy vandag besig om te plant. Moenie moed verloor nie. Miskien is jy besig om nat te maak. Hou aan. Miskien wag jy al lank vir groei. Vertrou die Here. God vergeet nooit 'n saadjie wat in geloof verplant is nie. En wanneer sy tyd reg is, bring hy lewe. Daarom kan ons met vreugde werk. Nie omdat alles van ons afhang nie, maar omdat alles in God se hande is. Gaan plant getrou, gaan maak vertrou nat en wag met verwagting. Die God wat saad skep, is ook die God wat groei gee. En aan hom alleen kom die eer.